Wel, liewe kruiskykker, dis weer tyd vir goeie nuus. Goeie nuus, het u geweet, dat as u Jesus Christus as Here aanvaar het, as u met die mond bely het, dat Jesus, ek aanvaar u as my Here, as u Romeine 10 vers 9 en 10 waargemaak het in u lewe, wat sê, as u met die mond Jesus Christus as Here bely en met u hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal u gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, Romeine 10 vers 13, die naam van die Here aanroep, sal gered word. Sy naam is Jesus. Kom ons bid saam. Vader, ons dank u dat ons deur u Seun versoen is met u. Dankie Vader vir die Heilige Gees, wat hier by ons is, by my is, by elke kyker is. Vader, dankie dat die Heilige Gees ons leer, aangaande hierdie weg, hierdie groot saligheid, hierdie groot verlossing, hierdie groot waarheid, hierdie groot rykdom. Vader, dankie dat u vir ons openbaring gee, deur die Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Liewe kyker, is dit nie wonderlik nie, dat ons voor die Vader kan staan, vlekkeloos en blaamloos. Ek gaan sekere skrifgedeeltes met u deur, en die eerste een is hier in Kolossense, Filippense, Kolossense 1, en hier wil ek vir u duidelik wys, Kolossense 1, sê hy in vers 20, hy sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ek gaan dit weer lees, en dat hy deur hom, deur Jesus, alles met homself sou versoen. Dit is wat God gedoen het. Dit is wat hy gedoen het vir my en vir u. Hy het ons versoen. Nou hoor net mooi, hierdie is ware rykdom. Hierdie is ware rykdom. Ook julle wat vroeër vyandig en vervreemd was, deur die bose werke het hy nou versoen. Dit is verlede tyd. Hy het u versoen met homself. God se werk, dit is ware rykdom. Hy sê, in die liggaam van sy vlees het hy dit gedoen, deur die dood, om u, wat nou u na my kyk, heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het ons onberispelik voor die Vader kom stel. Hy sê, dit het hy gedoen in die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Nou, dit het hy gedoen deur sy dood. Dis verby. Hy het nie opgehou toe hy opstaan uit die dood uit. Het hy nie opgehou om u onberispelik, vlekkeloos voor hom te stel nie. Daar's nie 'n dag wat hy sal sê, ek hou nou op om Piet Eys onberispelik voor die Vader te stel nie. U sien, hy is ons hoëpriester, Jesus, volgens die orde van Melchisedek, vir ewig. Ons het so 'n hoëpriester. Liewe kyker, kom ek wys vir u. Hebreërs hoofstuk 4, vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het,
So, die punt wat ek wil maak, is hy hou nie op om hoëpriester te wees, as u sondig nie, as u iets verkeerd doen, as u sien, u uitlewing van u Christenskap is nie volmaak nie. Hy hou nie op om u onberispelik, vlekkeloos voor God die Vader te stel nie. Ek wil vir u hierdie gerusstelling gee, uit die woord van God. Dit is ons hoop, dit is ons geloof. Hy hou nie op om dit te wees nie. Nou hierdie verse in vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou. Liewe kyker, hou vas aan hierdie belydenis, dat Jesus Christus het die werk volbring. Hy hou nie op daarmee nie. Hy sal nie eendag ophou om u hoëpriester te wees nie. Hy is vir ewig u hoëpriester. Hoor net hier, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het. Klaar, hy stel ons vlekkeloos voor die Vader. My liewe kyker, as ek en u meer en meer begin leef in hierdie waarhede, dan sal ons nie verlang na die verhouding wat Dawid met God gehad het nie. Ons sal nie verlang na die verhouding wat Elia met God gehad het nie. Want ons sal ontdek dat hulle het uitgesien na dit wat ek en u nou kan beleef. Dawid sê, skep in my 'n rein hart, o Here. Ek en u sê, dankie Here, dat ek totaal versoen is met u, dat ek 'n rein hart het, u die hart van klip uitgehaal, het my 'n nuwe hart gegee. Dis die nuwe ooreenkoms. Dis die nuwe verbond. Nou hoor net hier, vers 15 van Hebreërs 4, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Nou, ek en u word versoek en met sonde. Ja, baie keer doen ons goed verkeerd, dit is so, maar hy het vir ons 'n hoëpriester geword, wat ons totaal versoen het. Nou, ek gaan nou verder lees, hy sê vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Sit net so, daar waar hy is, kom na die troon van genade, sê Vader, my Vader, ek kom na die troon van genade, vlekkeloos en blaamloos, deur die versoeningswerk van Jesus Christus. My kyker, liewe kyker, is dit nie wonderlik om dit te kan doen nie? Dit is mos nou ware rykdom. Jy weet, ek was mos daar in Malawi gewees vir 2 weke. Teruggekom met hierdie krap in my keel en hy's besig om uit te gaan. Maar weet jy wat? Ek het gesien dat mense, hulle noem dit 'n kanoe, 'n boot, oor daai Sherry rivier met sy krokodille gaan. Maar voor hulle gaan, moet hulle eers die water uitskep. En terwyl hulle gaan, moet hulle die water uitgooi. My liewe kyker, ware rykdom het hulle, nie almal nie, hulle wat hierdie waarheid ken. Jesus is my hoëpriester. Hy stel my onberispelik voor die Vader. Hulle wat hierdie waarheid ken, het 'n glimlag op hulle gesig. En hy stikkende kanoe, roei hulle
singende. Ai, wonderlik. Kom ek wys vir u hierdie skrif gedeelte in 1 Tessalonisense 5. Hoor net die 1 Tessalonisense 5. Hierdie is ware rykdom. Vers 23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Is dit nie iets wonderliks dat hy dit sal doen? Verskoon tog. Dat hy dit sal doen. Hy, God, dit is God se werk. Kom ek wys vir u. Hierdie ware rykdom wat u het. U sien, die ding is, ons moet ons oë vestig daarop. Ons moet die dinge bedink wat daarbo is, waar Christus is. Jy sien die nuus en die media al om ons, wil ons wegvat, sodat ons in aanskouing wandel. En ons sê, nee, ons gaan nie in aanskouing wandel, ons gaan in geloof wandel. En hierdie geloof maak dat ons meer as oorwinnaars is in hierdie wêreld. As ons ons oë vestig nou op Jesus, wat in sy vlees doodgesterf het, doodgegaan het, sodat ek en u kan lewe, dat hy ons onberispelik voor die Vader kom stel het. As ons ons gedagtes vestig op hy is my hoëpriester, vir ewig is hy my hoëpriester. Hoor net die, ek wil vir hierdie skrifgedeelte lees, wat vir ons duidelik is, Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs 10 vers 10, luister net die, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. As u geheilig is, dan is u mos heilig. Dis ware rykdom, om te weet, dat ek en u totaal onberispelik voor God gestel is, gestel word, ons is onberispelik, vlekkeloos voor hom. Jy sê, Piet, jy kan nie so aanhou met dit nie, jy moet nie so erg te kere gaan daaroor nie. Ek sê, ek is nog nie erg genoeg nie. Liewe kyker, ek en u, ai man, ons moet hierdie waarhede vat. Hoor nou hierdie een, vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Die Heilige Gees gee aan ons hierdie getuienis. Hoor nou wat sê hy. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. En aan hulle sondes, dis nou my en u sin. Hy sê aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Want waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Geen offer is meer nodig nie. Hy het jou volmaak voor die Vader kom stel. Nou, kyk nou Hebreërs 10, vers 1. Nou, ek gaan net so 'n stukkie daaroor praat eers. Hy sê,
dat die offers van die Ou Testament, die bloed van bokke en stiere, hy sê in vers 4, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Nou ons het nou net gelees, ons sondes is weggeneem deur die offer van Jesus Christus, net eenmaal. Maar nou hoor jy, Hebreërs 10 vers 1, kan nooit, in die middel, hy sê, kan nooit deur dieselfde offers, wat jaar na jaar gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Daardie offers kon die mense nie na volmaaktheid lei nie. Dit het die sondes bedek, maar nie weggevat nie. Nou, dit impliseer, dat hierdie offer van Jesus kon ons en het ons tot volmaaktheid gelei. In Christus is u vlekkeloos en u is in Christus. Ek al baie keer aan 1 Korintiërs 1 vers 30. Deur hom is u en ek in Christus Jesus. Wat vir ons geword het, wysheid uit God, verlossing, Hebreërs 10, laat ek eers hier verder gaan. Hy sê, as hierdie offers van die Ou Testament, van bokke en stiere, en lammertjies, en tortelduwe, hulle tot volmaaktheid kon lei, dan sê hy, sou hulle opgehou het om te offer. Want een offer wat alles kon doen, as dit gebring word, roem ons in die offer van Jesus Christus. Net eenmaal geheilig, vir altyd vergewe, vir altyd geheilig. Hy sê so, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. My liewe kyker, dit sê nou mos, dat ons nie 'n sondebewustheid behoort te hê nie. U sê nee, ek moet. Dan glo u nie in die offer nie. Ons moet die offer ons eie maak en sê wat dit sê. Hy sal aan my sondes en my ongeregtighede nooit meer dink. Ek het ware rykdom gevind in Christus Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ons is vlekkeloos en blaamloos voor die Vader. Ons het 'n hoëpriester, Jesus Christus, vir ewig. Hy gaan nie ophou om ons hoëpriester te wees nie. Hierdie woorde is van krag. Ons het geen sondebewustheid meer nie, maar 'n vergifnisbewustheid. Ons leer om skerp te word in die woord van die waarheid. Kom ek wys u net hier. Hierdie is 'n proses, nie 'n proses van jy moet meer heilig word nie. Dis 'n proses om dit te aanskou, om openbaringskennis daaroor te kry. Hoekom sê ek dit? Hebreërs 5. Hy sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie. Want elkeen wat melk gebruik, hoor net hier, is onervare in die woord van geregtigheid. So, hy sê, ons moet ervare word in die woord van geregtigheid. In die nuwe vertaling sê hy die woord van vryspraak. Ons moet ervare word, sodat ons nie rondgeslinger sal word deur elke wind van lering. Ek en u staan vlekkeloos en blaamloos voor die Vader, deurdat ons hierdie offer van Jesus Christus aanvaar het.
Hierdie offer het my vir altyd volmaak kom stel. Ja, dis mooi, hè? Dis so mooi. Hoor net hierson. So jy het nou gesien, dis 'n groeiproses. Ons moet ervare word in die woord van geregtigheid. Maar hoor vers 14, Hebreërs 5. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Wat is goed? Die nuwe verbond is goed. Die werk van Jesus is goed. Van kwaad te onderskei. Wat is kwaad? Kwaad is enigiets wat hierdie woord wil belemmer. Hierdie evangelie wil teepraat. Ek weet, hy sê, dis 'n groeiproses. Party mense, Christene, sê hierdie woord is te erg. Hoe kan dit wees? Ek, wat my eie lewe sien, hoe kan dit wees dat ek vlekkeloos en blaamloos voor God is? En dan lees jy, en dan kyk jy na wat die woord sê, en dan sien jy, ek wil vir jou 1 Johannes lees, 1 Johannes 2, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Wanneer sal hy ophou om jou voorspraak te wees? Nooit nie. Hy sal nie ophou nie. Hy is jou voorspraak. U sien, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Watter dinge skryf hy? Hy skryf hierdie dinge in 1 Johannes. Hy skryf, hy sê, hoofstuk 3 vers 1, kyk, wat 'n groot liefde die Vader, ekskuus tog, aan u bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. U is 'n kind van God. Dit is volmaakte verlossing. Dit is ware rykdom. Jy is God se kind. Hy sê, kyk daarna. Nou kyk ons. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan my, aan u bewys het, dat ek en u kind van God genoem kan word. U sien, ons kyk na die werk van Jesus en ons noem onsself kinders van die lewende God. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. U sien, die wêreld ken ons nie. Die wêreld sê, ons moet bykom. Ons moet inval by al hierdie gemors, man met man, vrou met vrou, ensovoorts. Maar ons moet nie inval nie. Ons moet in die woord ingaan en sê, Here, dis wat u sê. Nou kyk nou, vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God. Ware rykdom, nou is ek 'n kind van God. Hy sê, en dit is nog nie geopenbaar wat ek sal wees nie, of u sal wees nie. Maar ons weet, dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. My liewe kyker, as ons hom sien, gaan hy ons nie in 'n hoek laat staan, en eers laat pak kry nie. Hy gaan sê, kom, jy's volmaak, vlekkeloos, voor die Vader. Jy's kind, seun van die lewende God. Kom ons sluit af. Vader, ons dankie vir volkome verlossing, vir ware rykdom in Christus Jesus. Dankie dat niemand ons uit u hand sal ruk nie. Amen. U moet mooi loop, seën vir u.